Ek dink, dit sal nie verkeerd wees as die gemiddelde Bybelleser die gevoel het dat mans baie meer belangrik is as vroue nie. En ons sien dit oral, tot in vandag se lewe, dat daar 'n soort van 'n beginsel is, dat 'n vrou eintlik nie so belangrik is nie. En tog is dit 'n groot fout om dit so te sien. Daar is verskeie voorbeelde in die Bybel wat wys na vroue wat geestelike leiers was en groter funksie verrig het. In 1 Konings 10 vers 4, vers 6 en vers 9 sien ek dat die koningin van Skeba het onder die indruk gekom tydens haar besoek aan Salomo van sy wysheid. Sy het besef hy's 'n wyse man en toe sê sy vir die koning: geloof sy u God, die Here wat aan u soveel bewys, dat hy u op die troon van Israel gesit het. Dit is omdat die Here Israel vir altyd lief het, dat hy u as koning oor hulle aangestel het om die orde en die reg te handhaaf. Sy profeteer eintlik hier die koningin van 'n ander land. Iemand anders wat 'n belangrike funksie verrig het is natuurlik Ester. En haar rol word vir my saamgevat in Ester 5 vers 5, waar die koning sê, bring gou vir Haman, dat ons kan doen wat Ester vra. Die koning doen wat hierdie vrou van hom gevra het, ter wille van haar volk. En in Rigters 4 vers 4 sien ek dat daar 'n aankondiging gemaak word in 'n baie moeilike tyd in Israel, dat daar in daardie tyd was Deborah, die vrou van Lapidot, die leier van die Israeliete. Sy was 'n profetes. Ek lees in Lukas 1 vers 41 en 42 dat die moeder van Johannes, Elisabeth, toe sy die groet van Maria hoor, want Maria het haar gaan besoek, toe die kindjie in Elisabeth se moederskoot beweeg, dit is klein Johannes wat gebore sou word, en sy is met die Heilige Gees vervul, en het hard uitgeroep, en hier maak sy, bring sy 'n groot loflied oor dit wat die Here met Johannes en die Here Jesus sou doen. In Lukas 2 vers 36 en 38 sien ek, daar was 'n profetes in die tempel, Anna. Sy het nie van die tempel af weggebly nie, en het God dag en dag gedien, deur te vas en te bid. En sy het God gedank, en oor die kindjie, dit is oor Jesus gepraat, met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Ons sien ook daar in Handelinge 21, vers 8 en 9, dat in Caesarea was daar evangelis Filippus, en hy het 4 ongetroude dogters gehad wat kon profeteer. So, vroue is belangrik. Ons mag nooit ons vroue minder ag as onsself en ander mense nie. Kom ons sien mekaar raak en waardeer mekaar, want die Here gebruik ons almal. Loop mooi.